ander kant Pretoria op pad Pietersburg toe, kry jy die afdraaipad aan die linkerkant Wilmansdal. En ek was vroeër hierdie jaar was ek hier gewees en dit was vir my 'n geweldige voorreg gewees om vir die eerste keer in 'n ratel te gery het. Met my tydperk toe ek grensdiens gedoen het hier in 84 in November, het ons gevlieg van Waterkloof af Mapacha toe. En in Kimberley, waar ek my opleiding gekry het by een onderhoudseenheid, het ons nie gevegsvoertuie gehad of kanonne goed gehad. Ons het basies voertuie gehad wat troepe gedra het, wat kos aangery het ensovoorts, en voorrade. En net 'n entjie hier waar ek nou staan, sien ek 'n soeklig. Nou my kinderjare, en ek glo baie van julle sal dit kan onthou as jy in Pretoria groot geword het, was daar natuurlik die Pretoria se skou gewees. En elke jaar het die weermag fantastiese, pragtige uitstallings goed gehad met weermagorkeste, met weermagvertonings, hoe hulle so lyk amper soos 'n klein jeep uitmekaar uitgehaal het, die kompetisie om van hierdie weermag kanonne uitmekaar te haal en dan weer aan mekaar te sit, en die valskerms wat daar geland het in die hoofarena. En toe ons nou die eerste keer hier besoek af lê, sien ek 'n soeklig. Nou ek het nou ongelukkig die naam vergeet. Ek gaan net nou met Ben 'n onderhoud doen, dan gaan hy nou vir julle die regte benaming gee. Maar toe sien ek 'n soeklig nie ver van hier waar ek nou staan nie, maar hy's natuurlik nou nie meer in werking nie. En iewers skielik kom al daai pragtige kinderjare jy weer terug na 'n mens toe, want as jy wou geweet het waar is Pretoria se skou, dan het jy net gekyk na hierdie soekligte. En nou, so rukkie terug, sien ek toe op hulle groep, hulle het 'n soeklig wat werk. Is dit nie fantasties nie? Kan julle glo dat hierdie soekligte, en ek dateer uit die Tweede Wêreldoorlog uit. Nou wat hulle gedoen het is, wanneer dis 'n hele proses wat ek nou vanaand gaan afneem en verduidelik hoe werk dit, nie ek nie, die persoon wat nou weet hoe om hierdie soekligte werk. Maar hulle het natuurlik nou vyandige vliegtuie in die nag, het hulle gesoek en natuurlik met hulle lugafweerkanonne, het hulle natuurlik nou op hierdie vliegtuie weet geskiet. Nou, ek het nou met Ben gepraat. Nou op 'n pragtige, skoon, wolklose aand, kan jy nie glo dat hierdie soeklig tot 10 kilometer ver kan skyn in die lug nie. Is dit nie ongelooflik nie? En as jy daarby in daai jare hier in die 70s, laat vroeë 80s by Pretoria se skou gekom het, dan was daar so 3 of 4 van hulle daar gewees. En dan het daai ligte die hele tyd so gegaan. Nou die ouens wat by die disco was, sal verstaan wat ek bedoel. Dis ongelooflik. Toe ek nou weer op hulle webblad gaan en ek sien, hoor jy sommer hulle het 'n werkende soeklig wat werk. En ek wil graag vir julle wat nou veterane is, wat nou al kleinkinders het en ouers met kleinkinders, nooi om tog een Vrydag aand of 'n Saterdag aand hiernatoe te kom. Ek sal nou presies hoor wat sê Ben, en bring julle kinders. Dit is 'n belewenis om hierdie soeklig te sien, om te dink, dat hy tot 10 kilometer, as dit 'n wolklose aand is, kan skyn. Nou is dit nou nie fantasties om te dink dat hierdie soeklig vanaf die Tweede Wêreldoorlog vir ons behoue gebly het nie. Kyk net hierdie ou bande wat hy op het. En as 'n mens nou mooi kyk hier binnekant, die meganika wat hy nou gebruik om dan nou hierdie vlammetjie te maak, wat dan nou weerkaats in daai spieelgedeelte daar agter. En dan beweeg jy hom op en af om te kyk waar's die vyandelike vliegtuie. Maar ons gaan vanaand vir julle 'n demonstrasie gee. Is dit nie eintlik fantasties as jy dink, dis 'n mensgemaakte
flitslig hierdie, wat 10 kilometers in die lug kan skyn. Kyk net al die gegewings daarso. En hy draai nogal maklik. Ek kan voel, ja, ek gaan nou laat die kameraman my afneem as ek hom net so bietjie draai. Maar kyk net al hierdie meters hierso. Daar's 'n zero reader, elevation, azimuth, as ek dit nou reg kan uitspreek. Kyk net al hierdie toerusting wat hy hierso het. En hierso staan special operating instructions. RCA operations, wat ek hom net so 'n bietjie draai. Ek gaan hierdie tripod 'n bietjie kleiner maak. As ek kom nou hierso so draai, ja, daar kom die sonnetjie nou mooi daarso. Hierso staan ARO operation, 150 ampere, 78 volt. Do not charge RCA length screw adjustment for control of current, regulate current at power plant. Maar ek wil nou nie, dis 'n Sperry Gyroscope Company. Dis waar hy vandaan kom. 'n Sperry, dis 'n Sperry soeklig. En ek dink hierdie glasie hierso is, jy kyk hierso deur om die vlammetjie binnekant dop te hou, of daar is ook 'n glasie wat jy dan kan lig. Maar kyk net hierdie lang arm. Ek dink dis seker hoe jy hom nou werk as jy hom nou wil vinnig draai. Maar ek wil nou nie hierso Peter nie. Maar kyk net hierdie lang arm wat hy hierso het. Maar julle gaan nou vanaand sien hoe lyk dit. Hierdie is die enigste ene wat nog werk. Die enigste een wat oor is in Suid-Afrika. Nou hieronder lyk dit vir my die grade en die goed wat jy hom kan stel. En natuurlik hier sulke ander snaakse proppe hier aan die agterkant. Seker waar jy kabels so goed kan indruk. Ek sien hier binnekant. So mense mooi kyk, daar's 'n hele diagram. Jy weet hoe hy werk. Kyk hierso, al hierdie transistors hier in die agterkant. En natuurlik hierso loop 2 kabels. Hulle gaan hier na binnekant toe. Ek wil net vir julle wys, as julle daar kan kyk. En dan gaan hierdie kabels. En hier is 'n generator. Hierso staan, ja, skop pak nou die. En hierso staan General Electric Power Plant for any aircraft searchlight unit. En hierso staan ook nog General Electric. Ek sal nou wat wil gee om te help om hierdie ou prinses 'n bietjie weer te laat mooi werk, om haar bietjie mooi af te skuur en bietjie weer oor te verf. Daar is die RPM 100s, dis seker nou die hoeveelheid ure wat hy het, en die choke en die starter en die DC ampere, en daar is seker die ligskakelaar wat jy dan nou aansit om hierdie massiewe groot soeklig, jy weet, weer te laat werk. Maar dit is eintlik vir my 'n ongelooflike ervaring om te dink hier's nog ene wat nog werk in Suid-Afrika. Ek gaan nou vir die kameraman vra. Ek wil net hier voor staan en dan net afneem hoe groot is en ek hierdie lig. Nou ja, ek is ook nou nie 'n baie groot man nie. Maar kyk hierdie wiele. Jessie, dit is eintlik ongelooflik. Hierso die handbriek van hierdie ou prinses. En hier kan 'n mens hom weer oopmaak. Kyk daai generator daar binnekant. Sjoe, kyk al daai krag goed daarso.
Ja, ek dink nie enige ou moet met hierdie ding werk as jy nie weet wat jy doen nie, want ek dink hy gaan vir jou skop wat jy daar trek. Maar net kyk wat is hier in die agterkant. Jo, hierdie deksels, hierso is sy engine. Kan jy nou glo? Kyk hierdie ou engine van hierdie model. My genade. Is dit nie fantasties nie? Om te dink wat die mens nie al alles uitgevind het sodat hy kan werk nie. Ek wil nou nie, ek weet nie, hierdie goed is nogal redelik swaar. Dis seker maar 'n bietjie om spasie te maak. O ja. Neem my net hierso af, dat ek net staan net 'n bietjie nader. Nou kan jy 'n bietjie vir jouself indink, as daar nou vliegtye is wat nou bomme gooi en skiet op jou, en jy wat nou 'n soldaat is wat nou opgelei is om hierdie soeklig te werk, om dan nou hierso, wys net daar na die lig toe, hierso draai jy om, hoe jy nou boontoe kan wys, en natuurlik kan jy nou so loop, want ek gaan net so 'n bietjie agtertoe, dan kan jy nou so loop, dan kan jy nou kyk waar is die vliegtye, kan jy hom dalk nou so draai, kan jy hom weer terugdraai, man, dis ongelooflik, dis nou regtig, vir my is dit nou 'n Kersgeskenk. Ek wil nou net hierso staan, dat julle nou net kan sien, nee, hoe groot is hierdie lig. En om te dink, net nou gaan ek julle wys, as hy werk, dis net vir my, ek het nie woorde nie, maar vir hierdie manne, wat hierdie in die hande gekry het, ek sal wat wil gee, om hom mooi af te skuur, hierdie pragtige ou meisie net weer 'n bietjie af te stof, hierdie net weer mooi te maak, want dis die enigste een wat oor is in Suid-Afrika. As hy moet breek, dan is daar niks nie. Daarom wil ek graag vir ouers sê, en ou veterane, asseblief man, kom ondersteun hierdie ouens. Ek gaan nou so vinnig bietjie stap, en dan net vir julle bietjie wys wat is hierso. Die van julle wat grensdiens gedoen het, 61 Mek, hier's 'n paar van hierdie Russiese tanks wat hierso is, wat ons nou vir julle gaan wys. Ons gaan nou 'n bietjie daai kant toe stap. Dink net hoe lekker speel die kinders net nie op hierdie tanks en goed wat hierso is nie. Natuurlik moet 'n mens nou maar ook versigtig wees dat hulle nou nie, jy weet, seer kry nie. En ek was nou nie opgelei in hierdie gebied met hierdie army tanks nie. Maar kan jy kyk daar binne, kan kyk hoe geroes is hy. Hier moet jy jou lewe gee om teen manne te gaan veg en hoop hulle skiet jou nie met 'n bom wat deur hierdie dik yster gaan nie. Kom stap so saam met my. Kyk hier langsaan, net vir julle wys hoe lyk hy. Manne, kyk hierdie belde. Om te dink hoeveel masjiene en tyd was daar net nie gespandeer om hom te laat werk nie. Hierdie is 'n M3 Stuttgart Stuart light tank. Kom eintlik van Amerika af. Maar hier is ongelooflike goed wat julle regtig moet kom kyk. 'n Bietjie daar aan die agterkant, dit lyk vir my bietjie of ek hoop die reën hou verby, dat ons vanaand hierdie lig kan wys. Maar kyk hierdie weermag tank. En om te dink, jy het heeltyd daar binnekant gesit met al daai plofstof. En ek dink as hierdie ding moet afgaan, dan sit nag. Julle manne wat hierso op die artillerie was, julle sal natuurlik beter weet wat se tipe kanonne
En goed, dit is. Kyk, hierdie ou meisie. Ja, waar was sy net nie oralste gewees nie. Ek dink hierdie kom uit die Tweede Wêreldoorlog uit as ek dit nie mis het nie. Hierdie ene het daar nog sy ligdraad op. So miskien dalk net kom hier dalk iemand wat vir ons kan vertel. Jy weet wat se tipe weermag tanks hierdie net nie is nie. Kyk of jy hom kan raak. Ja. Ja. Om te dink as hy skoot daar binnekant klap na jou ore en al sulke goed verraad. Ek vermoed hierdie is 'n Russiese tank. Ek weet nie hoekom nie, maar ek vermoed. As 'n mens kyk 'n bietjie na grensoorlog aksies. Ek neem aan hierdie is ook 'n Russiese tank wat daar diep in Angola gebruik was. Kyk net, hierso sit die man hier binnekant. Die engine wat daar is, kyk hierdie belde. Daai is definitief 'n Russiese trok. Ek het hulle al gesien in video's oor die grensoorlog. Net vir julle wys hoe lyk sy engine binnekant. Hier kan jy natuurlijk binnekant kyk. As jy hom oopmaak. Nee, kyk of. Nee. Dis in die onwis. Hoe lyk hy hier binnekant? Kyk hierdie. Hulle het dit nogal mooi reggemaak hierdie sitplekke. Daar is nog 'n weermag. En jouself indink. Die troepe wat hier agter moet sit. Ja, hierso is 'n naam. Net gou kyk. Die Reconnaissance Light Tank Amphibious USSR. So hierdie is 'n Russiese tank. En ek vermoed dat hulle na die beëindiging van die grensoorlog het hulle hierdie tank saamgebring Suid-Afrika toe. Nou ja. Ek dink is seker maar om te kyk wat het die Russe gedoen, hoe het hulle dit gedoen? En dan daardeur het hulle verseker die weermag tanks wat ons gehad het verbeter. Ja, dis 'n ambulans. Nee, dis 'n brandweer. Die vliegtuie, weet as daar iets is. My vliegtuie te spyt. Ek kan nou nie daar bo sien nie. Ek gaan nou maar net vir julle so daar oordra. Ek weet nie of daar iets is nie. Ek weet nie of sy engine nog in is nie. Maar hier is ongelooflike goed om te sien. Hierdie weet ek ook nie wat dit is nie. Ek het clear my side. Wat zeg je nou? Ek sê skoon my kant. Skoon hierdie kant, booster pump, stopwatch going. Cycling and pedals.
Rotor brake, Rotor brakes free. fire extinguisher, In position. right valve less than clear right, start the switching. Rotor. 15 seconds. Braking. Park selection.
Kyk hoe staan hulle, 3 van hierdie Puma helikopters. Mens kan nie dink dat hierdie pragtige helikopter, hierdie Puma helikopter, deur 2 manskappe beheer word nie. Beheer oor, ek is net hier besig met 'n opname. Ons is net hierso diskant Katima Mulilo. Ons stel net gou 'n paar troepe op. Ons hoor daar's 'n Kavazak wat ons moet doen. Wat? Nou ja, die van julle wat nie weet wat 'n Kavazak is nie, is wanneer 'n troep gewond is en hy moet gehaal word. Hy's in 'n ernstige toestand en hy moet onmiddellik mediese aandag geniet tot hy gestabiliseer is en dan van daar af vlieg hulle hom terug na een militêre hospitaal toe in Pretoria. Nou gedurende my dienspligtydperk hier in 1984 het baie van ons 3 maande grensdiens gedoen. In so 'n mate dat ek ook grensdiens gaan doen het en ek het gevlieg van Waterkloof lughawe af Mapacha toe. Nou, dit was ongeveer 4 ure se vlug van Waterkloof af. Ek kan dit net nooit vergeet nie. In my geestesoog, toe daai flossie daai dag draai, kon ek nog die Voortrekker monument en daai klein glasvenstertjie gesien het. Toe ons so daar oor die monument draai om nou hoogte te kry om dan nou grens toe te vlieg. En naby die grens het jy nog so gesit. Nou het 'n troep hier gesit. Jy het hier gesit, julle het so vir mekaar gekyk en dan die ander troep so gesit en die ander een is so in die middel. Maar daar's natuurlik ook nou voorraad wat saamgevat was grens toe. En ewe skielik duik daai flossie so 45 grade en dan vlieg hy boomtop hoogte teen 'n spoed wat ek nie vir julle kan beskryf nie. Dit is nou wat ek nou ervaar het in die vliegtuig. Nou elke keer voordat 'n flossie kom land het, was daar 2 Alouette choppers gewees met masjiengewere wat dan die hele tyd gesirkel het voordat daai flossie daar kom land het. Indien daar 'n aanval sou gewees het, dan is hulle klaar in die lug om te kyk waar kom die vuur vandaan en dan natuurlik nou te gaan help om die terroriste te onderskep. Nou ek wil net hê my kameraman moet nou net hier na die agterkant toe gaan waar ek nou wil verduidelik wat het toe nou met my daar gebeur. Nou ja, ek is nie baie groot nie en ek pas nogal redelik hier binne in, maar dit is nogal baie, jy weet, beboud hier binnekant. Nou hier langs die kant, verskoon my, ek kan nie daai tou se naam onthou nie. Onthou nou, ek was deel van die logistiese afdeling, een onderhoudseenheid in Kimberley gewees. So ons het gesorg dat voorrade by die basisse en goed uitkom. Of dit nou medies was, of dit nou kos was, maak nie saak nie. En baie keer is van daai voorrade is dan nou gevlieg met die flossies grens toe. En baie keer is van daai voorrade weer oorgedra in hierdie Puma helikopters en dan is dit nou na die basis toe gevat. Nou ek dink baie van julle wat daar was sal onthou dat elke week het jy op 'n maandag het jy parade gestaan. Dan het die luitenant verbygekom saam met die korporaal en jy het 'n malaria pilletjie gekry om te drink, want daar was baie malaria op die grens gewees. Maar ook op die grens, daar waar ek was by Mapacha, op enige gegeewe tyd, moes jy altyd gereed gewees het vir 'n aanval. Onthou, hier in 84, toe die oorlog nou al begin eskaleer, daar in Angola. So wanneer daai alarm afgegaan het, dan moes jy staaldak, webbing en geweer moes jy gevat het, en jy moes gesorg het, dat jy by die lughawe uitkom, ons was natuurlik op die basis, dan het hulle jou met hierdie chopper gevat, en in die veld gevat,
En dan, hulle het nie gaan land nie, onthou daar is bome en goed, daar was natuurlik ook kolle gewees, maar daar was bome gewees, so, hierdie tou wat hier gehang het, moes jy dan om jou been gedraai het, en jy moes dan, basies, met jou ander been moes jy gebreek het, as jy dan afgaan. Nou, baie van die ouens sal weet, jou kiet wat jy het, is omtrent 70 kilometers, 70 kilogram swaar. So dis 'n swaar gewig wat jy aan het. En met die tou dan breek jy hom nou, jy vang hom so, jy draai hom so om jou been en dan breek jy as jy afgaan. Nou ongelukkig, ek was omtrent seker so 3 meter, 4 meter van die grond af gewees, amper onder, toe die ander knaap hierbo sy hande gly, want jy breek af en jy hou ook vas aan die tou, want dan jy het jy nou jou geweer en jou staallak en jou webbing en alles hierso, want as die basis aangeval word, moet jy uit die basis uit beweeg. Onthou, want daar's plofstof, daar's petrol, daar's, jy weet, enige vijandelike vyand gaan die basis aanval, want dis waar die meeste troepe en goed op die oomblik is. En toe sy hande bo gly, toe val hy bo op my en ek val, kan ek maar die woord gebruik, soos 'n sak kak op hy grond, met my geweer, met daai gewig, en ek het so op my linker skouer geval. Ek dink my wind was uit gewees, want toe ek my weer kon kry, was ek by die medics gewees. Nou daai jare, gee hulle vir jou 'n Aspro en 2 Smarties, en dan miskien 'n inspuiting, weet, want dan is jy nou alright, jy is nou nie dood nie, maar soos baie van ons nou ouer word, dan haal hierdie goed jou in, want jou liggaam funksioneer nie meer soos wat dit daai tyd gedoen het nie. So ek het nou al 2 linker skouer operasies gehad, as gevolg van die besering, wat daai tyd hier in 84, in November maand, daar gebeur het, op Mapacha. Maar hier staan sy, dit was seker, ek is nou nie 'n vlieënier nie, as ek dink aan die tydperk toe hierdie choppers dag en nag gevlieg het op die grens, seker die betroubaarste chopper gewees van almal. Nou ja, 'n ou wat nou 'n Alouette bestuur sal nou seker of vlieg, sal nou seker sê nee, maar 'n Alouette is nou die beste. Maar ek sal kyk of ek video materiaal hier saam kan insit, om net vir julle so 'n bietjie te gee, terug te gee, vir al die veterane wat hierna kyk. Nee, wat ons alles moes deurgemaak het op die grens. Kry ek. Maar kyk 'n bietjie hier binnekant. Ek meen, ek dink jy was nou al ooit so naby gewees nie. Ek dink hierdie stang hierso is om hom te lig, dat hy in die lug ingaan. En dan natuurlik het jy voetpedale gehad, seker net maar vir links en regs. Ek sal wat wil gee eendag, as jy nog 'n vlieënier is op hierdie Pumas, om my net te kontak, ek sal net graag vir ou Laas net so rit wil vat op hierdie pragtige meganiese wonders. Ja, en hier staan hulle vergete. Hierdie ene het ons gesterf. Ek gaan nou kyk. So het hierdie helikopters, hierdie Puma helikopters, saam met ons wat geveg het vir volk en vaderland, ook maar gesterf. En dankie vir hierdie manne wat hierdie 2, 3 in die hande gekry het, om dit net vir ons, al is dit nou nie meer in sy regte glorie nie, net te bewaar het. Mens kry sommer trane in jou oë, as 'n mens dink, jy weet, wat jy op 18-jarige ouderdom moes deurgemaak het.
En om te dink, sy hele engine en alles word hier binnekant, hier bokant jou gehou. Hoe vas moet daai goed net nie wees, dat dit nie loskom nie. Ja, hierdie manne, die beste opgeleide vlieëniers, wat daar seker ooit kon gewees het, in die Suid-Afrikaanse weermag. Manne wat honderde troepe laat vlieg het. Gaan haal het, veilig weer teruggevat het, na die basis toe. Ouens wat hierdie tipe voertuie gery het, ek dink hierdie is 'n kweevoël, as jy my vra. Ek is ook nie seker, as daar van julle is wat hierdie voertuie ken, asseblief kontak my, dan kom ons weer deur hiernatoe. En dan vertel jy my jou storie. Hierdie voertuie, ek weet, van Koevoet op die grens het ook van hierdie voertuie gebruik. Die manure wat gespandeer was om hulle te maak. Nou ek wil nou net vir my vrou wat nou hier so saam met my is, net vir interessantheid wys. Julle sal sien omtrent al hierdie voertuie het 'n tipe van 'n V. Ek weet nie of julle dit beter gaan sien as ek hier in die agterkant staan. Elke ding is so interessant. Ja, hierso gaan julle dit, Annelie, kom kyk hierso. Hier gaan julle dit nou beter sien. Sien julle? Hy is in 'n V-vorm is hy gebou. So as jy nou net so 'n bietjie hierso kyk. Nee, kyk hier. Hierdie ouens reg oor mekaar gesit. En natuurlik daarbo was die LNG gemonteer gewees. Nou die rede hoekom hierdie voertuig se bak in so V gebou is. Baie keer het hulle 'n landmyn afgetrap op die grens. En die geweldige ontploffing wat daai landmyn gemaak het, die skokgolwe wat dan nou gekom het dan nou basies, was dit weggeplaas van die voertuig af. Met ander woorde, dit het die skokgolwe heeltemal weggegooi. Daarom is hy in so 'n V gebou. Ek dink hier in die agterkant, dit was die dieseltank gewees. Want jy kan vir jouself indink, as jy nou foto's kyk, van wanneer so 'n voertuig 'n landmyn afgetrap het, meen hierdie wiel weeg seker 'n paar kilogram. Daar is die dif daarvoor. Dan skiet hy so 'n hele stuk weg van hierdie trok af. Saam met die engine, wat nou nog ook hier voor in die voorkant is. Manne wat opleiding gekry het in Zeerust, ook daar in Bloemfontein. Ja, julle sal baie kan vertel van hierdie elande. Jy weet wat hierso is. Onthou julle, nee, die geel nommerplate. Ek dink heel laaste daar gestaan R, daarso M vir militêr. Maar as jy kyk net nie, die tegnologie wat in hierdie elande was, en toe bring hulle die ratels uit. Yes, daar is daarom interessante goed wat 'n mens elke keer, jy weet, ontdek. En ek kan glo, as jy 'n rateldrywer was, of jy was 'n troep op hierdie ratels, om bietjie my te kontak, en te kom vertel, wat moes julle net nie alles deurgemaak het op hierdie masjiene nie. Vir inspeksie. Hier is nou ene wat nou sy hele toring is af. Weet nie of ek vir julle net daar binnekant kan wys. Weet nie wat julle daar kan sien nie. Maar hier in die agterkant was die engine gewees.
En nou jy weet nie, in die bos, hoe daar gejaag gewees het, om by die plekke nie goed uit te kom. Hierdie was ek nie seker nie, ek dink, die ouens het met hulle gewere hier uitgeskiet. Ek is nie seker nie, ek praat nou, jy weet, onder korreksie. Hierdie neem ek aan, dit was 'n radar voertuig gewees. Jy word ook gewaarsku vir bestraling. Maar kyk net, dit is wat so ongelooflik ook is. As 'n mens nou dink, nee, hierdie raaitjie wat nou hier so is, daar moes 'n ou nou dit uitgedink het om hierdie raaitjie te maak. Toe moes daar 'n masjien gemaak word om hierdie raaitjie te vervaardig, om die funksie te doen wat hy veronderstel was om te doen binne in hierdie gedeelte. En kyk hierdie elektriese se werk ook wat hy hier so het. So volgende keer as jy nou weer kyk na 'n weermag voertuig, kyk 'n bietjie weier. Dis nie net 'n voertuig waar jy in ry nie. Ek meen alles wat daarmee gepaard gaan. Hierdie is natuurlik nou alles met radar te doen. Kyk al hierdie goedjies wat hulle hier langs aan het. Al die elektroniese komponente. Nou jy weet, kyk daai komponent daarso. Iemand moes daai ding uitgedink het, want hy het 'n funksie wat iets anderste ook op hierdie kontrolepaneel hierso werk. Kyk al daai transistors daar aan die kant. Kyk al hierdie drade. Is darem maar ongelooflik as 'n mens daaraan dink. Nou vroeër hierdie jaar, kyk hierdie mortiergooier, Archie, is sy naam. Vroeër hierdie jaar toe ek hierso was, dis wat ek gesien het, wat ek julle net nou van vertel het, hierdie soeklig. En toe het ek so gewens, sal dit nou nie fantasties wees, as 'n mens haar net weer kan laat skyn vir 'n slag nie. Nou hierdie ene, ek dink nie sy kanse is baie goed nie. Maar ek meen ons het slim manne onder ons. As jy weet hoe werk hierdie ding, jy kan kom help. Asseblief kom help dat ons hierdie goed kan bewaar. Dis daarom 'n enorme ding. Hierdie lig. Daar staan 'n 15F cab ook, stoomtrein cab. Wat ek wou gehad het. Kyk al. Ja, ek sien. Mary, nou sit jy net al die gauges en goed daar vas. Super. Kom, stap hierdie kant. Ons sal nou daar aan die ander kant kyk. Vir julle die naam gee van hierdie vliegtuig. Daai ou sê hy het ook benoude oomblikke gehad toe hy die dag hierso moes kom land het. Kom ons stap so om. Ek verwonder my ook altyd as ek hierdie bouings sien met al die mense wat binne in hulle is. Hoe hierdie ding in die lug bly. Ja, mense verstaan uit nou motors en so aan, maar nog steeds om hom te beheer. Kyk net al hierdie pype. Kyk net hier binnekant. En elkeen het 'n funksie. Elkeen, sonder daai funksie gaan hy nie werk nie. Kyk net al daai meters en goed. Dit lyk amper soos breekvloedproppies, bakkies.
Hulle sê hierdie ene is onmaak marksman. Dis 'n executive vliegtuig, kom van Amerika af. In die jaar wat ek gebore is, 1961, kan jy dit glo? En hy vlieg 587 kilometers per uur. En hier staan sy, haar laaste rusplek. Kyk net hierdie lugafweerkanonne. En ja, daai soeklig daar aan die ander kant, hier staan sy generator. Hier staan sy generator. En dan die ander ding is, om te dink al hierdie goed is gemaak om mense dood te maak, om vyande dood te maak. Hier staan natuurlik die koning van die veld. Ja. Vir nou, as 'n mens daaraan dink, nou kry jy nog die olifant tank ook, wat net so 'n ongelooflike masjien is. Ek het met 'n tiffie gepraat en hy sê, Suid-Afrika het daai olifant tanks gekoop vir R50 van Israel af. Maar hierdie is 'n eg Suid-Afrikaanse ontwerp. Hoe trots kan 'n mens net nie wees nie? Hoeveel troepe het hierdie pragtige masjien nie net gedra nie? En ek het vroeër vanjaar het ek die voorreg gehad om agterin hom in te ry. Dit was vir my 'n belewenis, want my eenheid het heeltemal ander tipe funksies gehad. Maar hier kan julle opkom, lekker kuier. Hier is nou oor genoeg plek vir 'n partytjie, waar julle die kinders kan bring. Hier is nog 'n eland. Sien, kyk hy registrasienommer hier agter, militêr. Ek onthou die tyd by Pretoria se skou, want hulle nou met so 'n GP daar ingery. Die een here wat nou met hierdie goed gewerk het. Dan moes hulle hom heeltemal uitmekaar uitgehaal het. Dan sit eintlik basies net die raam wat oor is. En dan moet hulle hom weer aan mekaar sit en so aan, en dit was nou die kompetisie tussen die verskillende, seker maar bungalows gewees. Hierdie is 'n Russiese tank. Ek weet, ek het hom ook gesien in aksie vroeër vanjaar. Die ouens het hom reggemaak. Hy ry. So as julle hiernatoe kom, kan julle hom ook in aksie sien. Sien daar so staan Light Tank Reconnaissance. Hy kom van Rusland af. Sy spoed is 40 km op die pad en 10 km in water. So hy's tweedoelig. Hy kan in water ook ry, net so goed soos wat hy op die land kan ry. Natuurlik seker nou maar net 'n bietjie stadiger. Ja. So nou gaan ons 'n bietjie vlieg. Hierdie vliegtuig het ook 'n geskiedenis. Ek kan nou net nie onthou wat dit was nie, maar sal 'n bietjie uitvind. Nou, kyk net hoe lyk dit hier binnekant. As ek dit nie mis het nie. Hulle het gevlieg. Hulle het hierdie vliegtuig nog Suid-Afrika toe gevlieg. En van daar af is hy toe nou hiernatoe gebring. En hier het hy sy laaste rusplek gevind. Nou as 'n mens ook net dink nie, die spoed wat jy vlieg. Kyk net hierdie venster. Hy kan nie baie dik wees nie. En as jy kyk net, hierdie is nou alles aluminium. Dis wat jou duisende voet, meters bo kan die grond vat, om jou dan veilig na 'n ander plek toe te vat. Hierdie is natuurlik vir die vlugkelners gewees. Ek het amper 'n draai by die lugdiens gaan maak, jare terug na ek by die spoorweë weg is. Het jy die kos vir die passasiers ingedra, alles van aluminium gemaak. Hy stoot baie maklik. Maar hier is nou hierdie vliegtuig se kontroles.
Kyk net hierso. Jy moet dan weet wat hier aangaan. Dis verseker. Kyk net al hierdie meters. Jo, dis geweldig interessant om hier nou toe te kom en om hierdie goed te sien. Nou ek glo baie van julle soos ek onthou nog daai nimmerlike stoomtreintjie by Fonteine daar in Pretoria. En ek dink baie van julle het seker ook al gewonder wat het van daai treintjie geword. Hier staan sy. Ek het nog 'n stoomtreindrywer geken, Flip Reimers. Sal kyk of ek vir julle 'n bietjie kan aksie insit. Wat hierdie stoomenjinkie gery het daarso. Sy vrou, Flip se vrou, was die eerste vroue stoker in Suid-Afrika gewees wat privaat gestook het vir reefsteamers op die stoomtreine. En hy is 'n regte stoomtrein, werk met steenkool en water. En nou Flip het hierdie stoomenjinkie gery as deel van sy werk by die munisipaliteit. En hierso is sy trokkies nog. Daar by Fonteine, hoeveel kinders en mense en goed daar so rondgevat het. Sien, dit gaan alles oor bewaring. En dit is so jammer nie dat dit ek nou doodgeloop het. Ouens wat groot geword het in die oorlogfliek daar of era, nee, het jy baie keer hierdie ou Amerikaanse voertuie gesien in die flieks wat hulle gemaak het. Maar kan jy vir jouself indink? Ek is seker hy loop. Hoe mooi moet hierdie trok se engine klink. Dis amper soos daai ou Bedfords wat ons gehad het. Jy weet in die weermag. Ja, hy het nog al 'n lisensie ook op, kyk daar. So, hy ry. Maar kyk net hierso. En hier staan hy vliegtuig. Yes, kyk net daai verskriklike engine wat hy daar het. En jy weet as hy engine gestart het, as hy aangeskakel het. Nee, wat sy lawaai daai ding nie gemaak nie. Hier is nou seker 'n replika van daai. Dis nou seker, as jy hom nou uitgehaal het, en jy moet hom nou seker diens, dan lyk hy nou soos daai ene wat daar binne is. Mens besef nie hoe groot is hierdie goed nie, en dat hy in die lug moet bly, is 'n belewenis. Kyk hierdie kanonne, dink dit kom bietjie die Anglo-Boereoorlog uit. Dink hierdie ene ook. Empress of Suva. En natuurlik as hy nou in die lug is, dan lig hierdie wiel nou van daar af hier binne in hierdie dop in. Met al hierdie goeders te probeer uitsorteer. Net om te sê, weet jy wat nie, voordat 'n ou hierdie aarde verlaat, dit was nou jou projek gewees. En jy het iets gedoen, jy weet vir die nageslag. So was alles. So Alles? was my tank op. My Ja. seuns is nou 7, 9 en hulle oupa en my pa nou gehelp om my tank binne skoon te maak voor ons hom nou begin restoreer het. So hulle Ja, ek dink hy maak net nie lekker kontak daar nie.
Jy nie 'n bietjie warm water nie. Ja, nee, ek gaan nou kry. Hierdie pole van ons hou nie. So dis net agter hier in die stad. Waar is die vrouens se Binne kleedkamer? in hierdie rooi gebou so net om die bo die treinspoor regs binne in hierdie groot rooi geboue. Net kom jy kry. Nee, daarom alles daar so. Hierdie gaan goed sorteer. Ja, net om hom mooi af te skuur nie en om weer mooi te verf. Al daai grease-nippels daaronder, weet ander rubbers weer in te sit. Ja, net om hom weer Hoe oud is hy al? 1944. Hulle bou hulle nie meer so nie. Net die oorspronklike battery. Ons het nou ongelukkig die rubber se goed as ook nie oorspronklik nie, maar sy fan, jy moet nog aan Engels se fan belt, dit alles oorspronklik. Radiators is oorspronklik. Petrolpompe is nog oorspronklik, pypietjies is nog oorspronklik en alles skoon geblaas, skoon gestuur het. Wanneer die kruis in 'n battery opgesit. Ja, hoor. Henning, wat is jou van? Minnaar. Minnaar. Ja. Net vir hierso. Hæ? Hy se gou vinnig start en nadat hy 'n bietjie petrol in gekry het. Yes. En nou daai motor gee dan nou die krag vir die generator, die generator, om nou daai ongelooflike skerp lig te laat skyn. Yes, dis eintlik ongelooflik. Ja, ons probeer alles maar eintlik oorspronklik hou, so ver as moontlik. Dis hoekom ons besluit het om sy oorspronklike clamps en alles te weet te gebruik. Eers wat nie oorspronklik is die oliefilter, maar ons het maar besluit om 'n nuwe generasie oliefilter in te sit. Ja. Maar om die engine te beskerm. Wat 'n tipe engine is dit? Dis 'n Hercules engine. Hercules. Hercules. Ja, dis 'n Maar dis seker alles Amerikaans nie. Dit is Of Duits. ek is amper seker is Kanadees, want hoekom ek vir jou so sê is daai teken kom van General, daar kan jy sien General Electric Company. General Electric Company kom ons van Canada mos eintlik maar. O, is dit? Ek het nooit ek weet altyd die ou huiskaste was General Electric Ja, geweest. General Electric. Daar kan jy daar onderkant sien dis maar net made in USA. Ja. Dis seker nou net die meter. Ja, nee, die hele ding. Jy kan agterop hierdie ene ook sien. Ek moet gou sy plaatjie kry. Maar hy is ook 'n General Electric. Ek net gou sy plaatjie kry. Maar hoe? Ek weet nou nie, jy kan ook seker maar sê hoe raak, nee, daar's nou baie van ons veterane met geweldige baie kennis en goed. Ja. As so ou nou nee, baie van hulle sit by die huis. En hy soek iets wat hom nou sal prikkel om betrokke te raak. Hoe raak 'n ou nou betrokke by julle? Jy kan op ons Facebook bladsy, Okay. Wondermill Smokehouse, waar jy ons net 'n boodskapie kan stuur en dan kom dit direk na ons. So sê net jy sal graag betrokke wil raak in hierdie items en
dan sal ons jou verdere kontak besonderhede gee, telefoonnommers, e-posse en so aan as jy dit sou wou doen. Maar jy voel vry om enige tyd net te kom. Ons is nou nie deur die week is ons oop nie, maar as jy graag deur die week sou wil kom, dan kan jy net vir my of vir Ben skakel en dan kan ons vir jou oopmaak en kan jy kom kyk. En word betrokke as jy wil. As jy wil kom help skuur in die goed of jy wil help tyres ruil of jy sien jy wil dalk bietjie bande pomp of wat ook al vir die goedheid van die saak. Kom in kontak met ons op ons Facebook blad en kom maak dit te draai. Maak dit te draai. Ek sien nou die weer, hopelik sal dit oortrek. Maar die goed wat nou so oop is dit nou nie skadelik vir die ding nie? Nee, ons nee, glad nie. Nee, hy moet net nie in water staan nie. Maar sy kragpunte en die goeders wat bietjie nat word, as hy bietjie sweet op het, is fyn. Hy moet net nie papnat in die water staan nie. Ons het nou al op 'n Vrydagoggend reën gehad en dan Vrydag aan dan start ons som. Jy moet net kyk dat daar nie water in die binnekant van die eenheid lê nie. Omdat hy oor die 200 ampere is. Hy is nie soveel volts, hy is so 90 volts, maar hy is oor die 200 ampere. So hy gaan nie 'n bietjie pak slag gee as hy vol water is. Hy gaan vir jou skok. Hy gaan vir jou skok, ja. Laat terug verlang huis toe. Goeienaand, ek is Ben Minnaar van Wonderboom Militêre Museum. Ons is so 10 km noord van, as ek dit Wonderboom Lughawe kan noem, miskien 15 km noord van Pretoria, op die ou Warmbadpad. Tussen die ou Warmbadpad en die N1. So by die Walmansdal afrit links en dan sien jy ons op regterkant. En ons versamel ou militêre items van vervloeë jare van enige iemand wat ons onder die son in die hande kan kry. Ons is lief vir die ou weermag goed van die Suid-Afrikaanse weermag, maar ons het ook baie ander goeders. En hierdie lig hier agter my is nou nie heeltemal Suid-Afrikaanse weermag nie, maar dit is ook 'n baie interessante ding. So Nou was jy in die weermag gewees of nou waar kom jou liefde nou vandaan vir al hierdie ongelooflike militêre goed wat jy het? Ek het eintlik 'n regsagtergrond gehad, so ek was in die ou dae, ek het nou nog geprokureer, maar ek was 'n prokureur my hele lewe lank gewees en ek was by die staatsprokureur vir 42 jaar en ek was vir die weermag, die ou weermag het ek as prokureur opgetree en in die nuwe regering het ek ook by Nasionale Intelligensie op hulle audit komitee gesit. Maar ek was nooit werklik 'n soldaat in die frontlinie of op die grens gewees. Maar ek het 'n liefde vir die goed ontwikkel, eenvoudig omdat ek 'n liefde gekry het vir weermag, ouens wat in die weermag was. Dit was mans gewees. Ou soos Magnus Malan, ou soos Constant Viljoen, Janie Geldnys, daai manne was manne van yster gewees. En vandag nog in die weermag dinge kry mense sterk mense. So dit is die verskil gewees, dink ek, half en half. Daai tyd vir my tussen dis nee, polisie en die weermag vergelyk mekaar nie, maar die weermag was manne gewees. En dis al my liefde vir die goed en dit is nou waarvan kom. Nou het jy ook diensplig gedoen? Want as jy dan diensplig gedoen het, was jy seker nou 'n regsoffisier. Ek moes 'n regsoffisier gewees het want ek het eers gaan swat, maar wat toe gebeur het, al die regsmense het na hoofstaf personeel toe gegaan. Daar het 'n regsoffisier geword. Ek het om een of ander rede hoofstaf finansies toe gegaan. En toe het ek daar JALS gedoen, luitenant geword, luitenant. En toe stuur hulle my na die regsafdeling van die eise afdeling van die weermag toe. Dis daar's Admiraal Becker gewees daai tyd wat hom beheer was van die eise afdeling. En toe het ek dit ons al die eise gedoen van ouens wat op die grens beseer is, al die ongelukke, daar's verskriklik baie ouens wat seer gekry het in die verloop van die oorlog wat eintlik maar nie gewond was deur die vyand nie, maar wat ongelukke gehad het. Daar was baie siviele eise. En toe het ek met daai goed in aanraking gekom en toe het ek later natuurlik die instansie wat namens die staat optree, die staatsprokureur. Toe het ek agtergekom daar is so ding soos die staatsprokureur. Ek was 'n aanklaer op daai stadium. En toe het ek oorplasing gevra staatsprokureur toe, het ek by die staatsprokureur geëindig en die res van my lewe daar gebly en 'n baie lekker loopbaan gehad en dit baie geniet. My Jessie. Nou Ben, hierdie bring my terug na my kinderdae toe. Pretoria se skou. Hoe het julle hierdie pragtige meisie wat nog in 'n werkende toestand is in die hande gekry? Hoeveel is daar nog oor? Kyk, die goed staan oorlogste rond. Wat gebeur het met hierdie goed in die
hulle is ontwikkel laat 20e jare in die 30e jare deur Amerika. General Electric het die goed gemaak. Okay. En dit was maar gewees om 'n soeklig gewees om in die nagte 'n vliegtuig te soek. So die gevaar daai tyd was wat die Duitsers sou waarskynlik Londen aanval en die Engelse was baie bang en dis 'n groot moeilikheid gewees. En dit was maar die heel in die begin van radar was amper nog nie ontwikkel nie en wat jy het 'n flits gevat en dan het jy 'n ding gevat om te skiet en een van die flits en dan skiet. En dis maar wat dit was. Hierdie was 'n enorme flits. Ja. So hy's 800 miljoen kerskrag. Yes. En sy straal kon 10 km ver skyn. So jy kon op 30.000 voet kon jy op 'n vliegtuig skyn. Nou dis astronomies. Dis astronomies. Daai vliegtuig het in daai tyd eers so hoog gevlieg het. So jy kon die vegvliegtuie van die Tweede Wêreldoorlog kon jy werklik soos 'n flits op hom dophou. En hierdie was 'n baie ingewikkelde stelsel. Uit 'n eenheid gehad wat 'n mikrofoon gehad het wat outomaties die geluid van die vliegtuig opgevang het en dan was hy verbind elektronies met hierdie lig en dan die lig outomaties gedraai na die vliegtuig toe en die gefokus en geskei. Dis baie interessant, ja. So dit is 'n baie gesofistikeerde ding vir sy tyd gewees. Yes. En ons onthou almal die ou Pretoria skou wat die skouligte gehad het en die Randse skou was 'n skoue verskeie plekke in Suid-Afrika. Ek dink Bloemfontein het 'n skou gehad en hierdie was eintlik in die 70 en 80er jare was dit 'n algemene ding om aandag te trek. En nou ja. In Amerika dink ek is daar 'n paar ouens wat die goed uithuur want dit is nogal werklik dit trek jou aan kilometers. Dis indrukwekkend. Dis baie lekker. Ja, ek sê as jy nou in die disco era groot geword het met al daai disco ligte by die disco, sou jy nou weet, maar hierdie is nou net 'n groter lig by die disco. Hierdie enetjie skyn net nie in jou oë nie. As hy in jou oë skyn, gaan dit die eerste en die laaste keer weer jy hom sien. Hy gaan 'n gat in jou skedel brand. Maar dit is 'n baie interessante ding en wat ons het 'n paar van hulle gehad. Die groot voordeel van die Pretoria skou, hulle 2 of 3 gehad en dan kry sy ligte mekaar so in die aande. Dit is nou interessant. Dit was So ons het 'n paar van hulle gehad, maar hierdie het gerestoreer tot hy nou werkende toestand is. En sy nekkerry is, hy werk met 250 ampere. Nou 'n gewone muurprop is 4 ampere. So hierdie ding in ampere is wat jy doodmaak. So 250 ampere is jy onmiddellik dood. So hierdie is 'n matige gevaarlike ding, maar dis direkte stroom, nee, dis DC. So wat interessant van hom is, hy het sy eie generator, sy eie kragopwekker. Die kragopwekker is 'n ou 1941 kragopwekker en hy werk nou nog met dieselfde goede wat in hierdie spesifieke dag het ons van die Kaap afgebring en hy het ou gloeilampies wat soos die ou tyd se gloeilampies so daai fyn draadjies gehad het. En hy het 3 gloeilampies en ek dink nie, ek weet nie of hy die afgelope 30-40 jaar ooit geskyn het nie. Maar al 3 sy gloeilampies werk nog. So die laaste dingetjie wat kan gebreek het nie gebreek nie. Dit is nou ongelooflik. Ek meen die kwaliteit van hierdie ding was super geweest. Ek dink hy was 'n hoogs gesofistikeerde wapen in sy dag geweest. Is daar nog vakmanne? Is daar nog mense wat kan werk aan hierdie goed, wat weet hoe werk hy en as daar nou iets foutief gaan, wat dit sal kan regmaak? Hoekom ek vra is, mense kyk nou na hierdie opname. As jy weet en jy het kennis, asseblief kontak vir Ben. Ek meen hierdie goed moet ons bewaar vir ons nageslagte. Dit is vir my net die grootste Kersgeskenk wat ek in jare gekry het. Is die ontdekking van iemand wat vir my hierdie opname gestuur het. En toe sê ek maar hierdie is werklik indrukwekkend. En wat lekker is van 'n museum. Ons is nou 'n museum. Maar jy weet jy kry 'n ding wat dood is. Jy kry 'n ding wat 'n tank of 'n vliegtuig, een of ander ding, maar hy's dood. Jy weet hy maak jy en dan kry jy hom in die lewe en dan is hy lewendig. En dit is my amper dit is geboorte van 'n kind, jy weet. Skielik as die ding weer sy oorspronklike potensiaal bereik en dit is fantasties. So hierdie ding is dieselfde. En hy werk baie interessant. Hy's eintlik soos 'n swysmasjien. Hy maak as ek dit 'n Engelse woord mag gebruik, 'n dead shot, 'n kortsluiting, onmiddellike kortsluiting. Hy het 'n positiewe pool en dis 'n koolstofstaaf, 'n dik koolstofstaaf, positiewe staaf en dan het hy 'n dun negatiewe staaf.
en dan het hy 2 strome en die 2 strome maak 'n kortsluiting en dan is amper soos 'n swysmasjien. En daai geweldige vlam van die swysmasjien word dan weer kaats in die spieël agter en dan word die spieël is gefokus op 'n sekere grade en dan straal hy dit uit. So dis 'n baie unieke ding. En ons het baie van die negatiewe stafies. Ek het honderde van die negatiewe stafies, maar die positiewe stafies het ek nie van nie. Ek het min daarvan. Nou mense, as julle kyk nou hierna, as jy kan help asseblief, nee, kontak vir Ben. Ek het nou met jou seun gepraat, toe vra ek vir hom, kan hy my wys hoe lyk dit? Ja. En ek is seker daar's mense hier buite, of al is hulle nie in Suid-Afrika nie, as miskien ook in Engeland, want ek weet in Engeland het hulle nog van hierdie goed. Ek het eendag op YouTube gaan kyk. Ja. Om dit net vir ons te stuur en om te sê, jy weet jy, dit gaan oor bewaring. Ja. Kyk, mens kan daarvan, ek dink hulle maak iewers in Indië maak van die stafies, maar ek is nie seker van die kwaliteit nie. Ja. Want hy's omtrent so ek dink hy's 2 voet lank, 17 cm of iets dik. En dis ons het van die negatief baie. En die positief was gebruik hy nogal redelik vinnig. Ek dink hy gebruik so 9 duim of iets so per uur. So ons probeer maar 'n bietjie korter brand en dan spaar ons 'n bietjie, dan kan ons 'n stafie gebruik miskien vir 'n maand of 'n maand en 'n half. Maar hierdie hierdie lig het om hom te vervaardig in hierdie is 'n 1941 model. Het $6,000 gekos in 1941. As jy hom omskakel na rand toe nou, is dit oor die R2 miljoen. Hierdie was ongelooflik gesofistikeerde, ongelooflike duur toerusting en natuurlik die oomblik toe radar uitgevind word, toe is hierdie absoluut. Toe het hulle geen doel meer nie, want toe radar baie beter gewerk. Jy kan 'n vliegtuig nou 10 km ver sien terwyl hierheen moet jy nou soek met 'n flits in die donker. Dink jy nie net as jy 2 van het, nie vir hierdie padvarke. Ja, ek dink die taxi gaan vinnig van die pad. Jy brand op van die pad. Ek smelt sy voorvenster en dan smelt hy die res van ons agter. Maar dis en wat ook hierdie daar's streng beheer oor die gebruik van hierdie ligte omdat jy werklik 'n vliegtuig kan verblind. En 'n vliegtuig vlieënier kan maklik dit aansien vir 'n loopbaanse lig of die passasiers kan skrik. So ons moet met Burger Lugvaart by hulle toestemming kry. En Burger Lugvaart is moet ek nou sê, is een van die instansies wat in Suid-Afrika ongelooflik effektief werk. Baie dankie vir hulle samewerk. Ek glo nie, die ouens bel jy kommunikeer met hulle 6:00 die aand, 9:00 die aand antwoord lê, 12:00 die aand vra wie hulle vrae en 2:00 die oggend antwoord lê. So hulle is werklik kompetent. En effektief en ons moet in die aande voor ons hom nou aansit, 'n halfuur voor ons hom aansit, moet ons vir Oliver Tambo se ligtoring laat weet. Laat ons die lig gaan skyn en hulle moet dit dan kontroleer. So hulle kan vir ons sê sit die lig af en ek aanvaar hulle laat dan vliegtuie wat in hierdie omgewing vlieg weet dat daar so lig is. Dit is nie 'n bewolkte aand is nie 'n probleem nie want hy skyn maar miskien maar 2 km maar in 'n wintersnag of as die lug werklik droog is, gaan hy baie ver skyn en dan kan ons dalk 'n vliegtuig nou raak skyn. Ja. Wat baie prettig gaan wees. Ja, yes. Maar ons mag nie raak skyn nie. Een van ons ondernemings is as ons hom sien sal ons dadelik weg die lug weg van sy vliegbaan wegwys en nie verder op hom skyn nie. Maar julle het seker al navraag gehad en gesê hoor hierso maar julle sien vleiende pierings hier in Pretoria want mense ken nie dit nie. Nou, wat interessant is, ek dink ons inbrake het 'n klein bietjie geval. Want die manne wat in die bosse slaap hier in die omgewing dink ek sien ook so lig hier oor hom skyn en ander dink hulle is die police chopper. Police chopper, ja. Die polisie se helikopters daar was in die grensoorlog was daar ook soekligte wat hulle gehad het, baie sterk soekligte wat hulle op helikopters gebruik het. En daai helikopter die sterkste soeklig wat ons daar gebruik het was 50 miljoen kerskrag. Hierdie is 800 miljoen. So 16 keer so. Yes, dit is ongelooflik. En hierdie tegnologie van 50 miljoen kerskrag is nou in die 80er jare, né? Dis 'n ding wat nou die dag gebeur het. Hierdie is ou tegnologie van 800 miljoen kerskrag. En hy werk nog net so goed. En hy werk nog net so goed. Ja, hierdie is ek dink hy is vir ewig werk. En die engine is 'n Hercules engine gewees daai tyd. Dis 'n gewone petrol engine, 'n 6-silinder petrol engine side valve. En hy's nou nog oorspronklik, die oorspronklike engine wat hierin was. Jou seun het hom nou vir my aangesit. Jy kan nie glo daai motor loop. Hy loop so stroop. Hy loop
doodstil Dood. en effektief en Niks. ja, fantasties. Ja. Nee, kyk, hulle maak hulle nie meer so nie. Nee, ek dink in 'n oorlogssituasie jy weet dit is geld nie belangrik nie. Ja. Daar's nou nie geld vir die gate in die pad nie, maar in 'n oorlogssituasie word 'n totale land se begroting in die oorlog ingegaan, nou is 'n kwessie van oorlewing. Ja. Dis wat daar gebeur het. Hulle het die beste materiaal gevat, die beste vakmanne, die beste ingenieurs en die beste produk gebou wat gebou kan word miskien nou nog gedoen, dink ek in ons het nou nie meer daai voorreg as Afrika nie, maar lande wat werklik soos die Oekraïne die vooruitgaan alle geld word in die weermag gepomp, dan sal wonderlike tegnologie. En ou moet onthou dat geweldig baie as mens nie geskiedenis gaan kyk, geweldig baie van die ontwikkeling, of dit nou elektronies was, of dit motors was, of dit vliegtuie was, het gebeur in oorlogvoering, want daar is al die geld op gekonsentreer net vir een doel en al die ingenieurs en al die breinkrag is ingespan om daai ding te bevorder. So as ou gaan terugkyk, binnebrand engines, direkte inspuiting, ligte soos hierdie, daar's elke slag is daar oorlog, is 'n oorlogvoering. Dan is daar geweldige vooruitgang in tegnologie en daai goed word dan na die oorlog aangewend vir siviele doeldanigheid. En dan het almal voordeel daai, maar dit word gewoonlik gedoen nie omdat jy dit wil doen nie, omdat jy dit moet doen. Ja, kyk nou na die kleur van hierdie lig om dit. Dit was die ou weermag se kleur daai gewees voordat dit later verander het. Ja. Is dit reg so? Ek dink sy oorspronklike kleur was nie hierdie daai bruin nie, maar hierdie was maar die gewone Army kleur gewees. Army kleur wat hulle die elande en die ratels mee gesprei het. Wat al ons goed mee gesprei is. Ek dink dit is sommer net oorgesprei omdat iemand dit wou sprei, want dit is nie meer gebruik nie. Ja. Dit is miskien ek weet nie of hierdie ooit by skougronde gebruik was of ek het waar hy gebruik was nie, maar die eintlik was dit die reus Afrikaanse weermag. Hy het so 'n kleur aan die onderkant wat meer 'n groen kleur is. Ja. Sy oorspronklike kleur was wat hulle noem 'n olive drab. Waarskynlik was dit die kleur gewees wat hy was. En die goed het ook 'n klomp van die toerusting wat die Engelse gehad het, omdat ons deel van die geallieerdes was na die Tweede Wêreldoorlog. Na so blyk van waardering het Groot-Brittanje 'n klomp toerusting geskenk vir ons. En dit sluit in 'n klomp van die tanks, die Crusader tanks en die Honey tanks en heelwat toerusting wat oorbodig was, is toe uitgedeel aan die geallieerdes en by baie van die shell holes en die moth clubs. Jy het altyd so 'n tank gesien daarso. Ja. Staan die goeder daarso en dit is eintlik goed wat ons het nie gebruik as 'n Afrikaanse weermag nie, maar dit na ons toe gekom om as 'n blyk van waardering na die oorlog omdat ons Engeland ondersteun. Nou hier kyk nou veterane nou na hierdie program. Is hulle welkom om betrokke te raak? Want hy sit daar by die huis, hy wil nie gras sny nie. Ja. Hy het kennis wat hy hierso kan insit om te kom help. Ek meen, ek sal nou wat wil gee, ek sê vir Henning, nee, om hierdie nou te vat. Ek is nou nie 'n motorwerktuigkundige of 'n swyser of wat ek al nie. Maar ek kan daarom 'n ding ook daarom weet mooi weer regmaak. Ja. Om hierdie alles af te skuur en om weer oor te sprei. En die wielbearings grease te gee en die wiele mooi te maak en alles, want soos jy sê, hierdie is seker die enigste een nog oor in Suid-Afrika. Dink net as hierdie mooi meisie nou haar juwele nou weer bietjie aan het. Ja. Hoe mooi sal sy nou nie lyk nie. Watse mense sal jy of watse ou sal nou op so iets kan werk? Seker nou 'n elektriesien of 'n ingenieur wat hierdie fisika ken van hierdie tipe. Ek dink gewone tiffies gaan hom kan dien, so hy gaan sy wheel bearings kan pilaars kan grease gee. Maar dit is ongelooflik as mense ons museum besoek. Die ouens kom hier so en ek kry en mense kry verskillende reaksies nie. Ja, Ons ratel of in ons eland. Jy kom ouens dan sê 'n vervoering. 'n Ander ou kom dan kry hy trane en sê nou onthou hy goed wat hy nie wil onthou nie. Ja, want hy het ondervindings gehad wat hy nie wat diep weg. Ek het my vrou vanmiddag vertel van daai Puma helikopters wat die ander kant daai wat met my gebeur het op my Pacha. Ja.
En jy weet alles, ek meen jy was jonk 18 jaar oud. Ja. Nou kom al daai goed weer terug. Ja. Die meeste ouens wat in die weermag was het hiernatoe kom, het gemengde gevoelens, maar almal is geboei, almal se hart word geraak. Ja, het gaan nie uit jou stelsel uit nie. So, maar dit wat vir my die lekkerste ding is, die feit dat mense hiernatoe kom en dit gryp hom aan, jy weet. Jy kry 'n reaksie. En niemand het nog hiernatoe gekom in die werklike en werklik ek dink verbitterd weggegaan. Ja, almal wil help. Almal wil help. Ja, en ons kry geweldige ondersteuning van mense wat sê kyk die enigste moeilikheid is ons is almal 'n bietjie lank in die tand. Ek insluit. So ons alhoewel ons gewillig is om te help, dan is ons baie keer nie fisies meer so in staat nie. Ja, elke persoon wat 'n bydrae kan maak of net sy entoesiasme wil wys, jy weet. Dis hoekom ons hierdie museum hier het vir mense om te kom en vir hulle kinders en kleinkinders te wys hoe was dit geweest? Hoe was dit, ja. Want in 'n gewone weermagbasis as gevolg van weermagdoktrines mag publiek eintlik nie op weermagvoertuie ry nie en hulle word nie aangemoedig om hulle mag nie daarmee vervoer word nie. Dit is wat hulle noem off limits. Nou by ons is dit presies teenoorgestel. Die kinders mag bo op die goed klim. Ons laat die mense toe om aan die goed te raak. So dis eintlik een van die min plekke wat mense nou kan kom en jy kan nog steeds op 'n raadel of op 'n eland ry en jy kan steeds die ondervinding kry en vir jou kinders wys of vir jou kleinkinders wys. In ons geval is dit kleinkinders. Ja. Dit is wat oupa gedoen het. Dis die goed wat ons gery het en fotootjies neem. Ons het ook die Fontein treintjie, een van die goed wat ons besonder trots op is die ou Fontein treintjie. En ek het die drywer geken wat ek sê nou net ek het 'n opname daar gemaak. Ja. Het julle gewonder wat het van daai treintjie geword by Fonteine? Flip Reimers, hy was 'n stoomtreindrywer uit vir sy pa Gerrits gedryf. Ja. Daar in Vryheid se wêreld. Ja. En toe kry hy 'n werk by die stadsraad. En sy werk was gewees om daai treintjie te ry. Hy het al die kennis gehad en hy het later na Reef Steamers toe gegaan in Germiston. En weer sy eksamen gaan aflê wat hy 'n pakket gevat en stoomtreine gery. Ja. En sy vrou, is ook nou oorlede, was die eerste vroue stoker. Werklik. 'n Privaat stoker by 'n privaat organisasie wat op Transnet se lyne mag gestook het om te ry. Ja. Daar staan Ja, ons probeer ons die museum is 'n lewende museum. Is 'n lewende museum, maar dis ook 'n ding wat ek weet in my leeftyd of miskien in sy kinders leeftyd nooit gaan plak hê. Want hier is 'n lang projek hierdie. 'n ongelooflike groot projek. Maar ek wil verskriklik graag daai treintjie weer laat ry. Ek het al sy partjies gekry. Ons het sy elke klein onderdeeltjie meeste daarvan ons in braas gemaak en dit word gesteel, so ons het die goed apart en ek het die ou wat die ding gaan restoreer en ek weet hoe om die treintjie te laat loop en ek weet hoe om die spore te lê en ek weet om alles te doen, ek het net die spore nie. En die grap van die saak is by Pretoria Stadstraat lê daar ek dink so 8 km spore by die Groenkloof Natuurreservaat, splinternuwe spore gestempel 1902. Hulle is so gepak 6 meter by 6 meter op mekaar. Dit is so stapelspore wat lê in vrot van binnekant af. Ek probeer naarstiglik ek het al 'n paar voorleggings gemaak om te probeer om hierdie spore te kry want dit vergaan. Ek kom nie reg nie. So ek hoop ek kom reg. Wat is hulle storie? Hulle Niemand wil toestemming gee nie. Niemand kom terug en sê ja nie. En hulle sit ook met 'n probleem. Die Groenkloof Natuurreservaat was altyd 'n verskriklike sosiale plek. Al die Pretoriaaners se toe in die ou dae het ons dieretuin toe gegaan, Pretoria dieretuin, museum toe met die mammy weer in sy toonkamp vat. Ja, daar reg langs die dieretuin. Presies. En dat ons Groenkloof Natuurreservaat net 3 plekke en Dalselfs. Eet jy Europa se Kerkstad, nee, 4 plekke. 4 goed wat jy kon doen. Ons het nou die aand, nou so rukkie terug, 'n spooktoer gedoen. Ja. Toe stop ons met die bus by Kerkplein. Ja. Nou ek het kaptein Caprivi daar gesien by die Capital Bioscope op Kerkplein. Toe vat hulle ons daar binne in. Ja. En die stadsraad het al daai sitplekke afgehaal of uitgehaal. Hulle parkeer hulle voertuie daar, maar die galery is nog steeds daar met daai pragtige skilderye daar binnekant. Met die hoeke met die beelde so. Met die beelde en ek was hier nog daar. Jy kry hoendervleis as jy aanloop. Nee, dis is net ek meen as ek dink aan die Bioscopes hier in Pretoria, die Roxy, die Oxford, die Capital, die President.
Daar by die president was 'n baie Geen jy ouder Lani, ja. Lani fliekplek gewees daai. Ek het Saterdagoggend en het ek kry die nuusware by Checkers en Proklamasieheuwel vir mense ingepak en dan in die trolley gestoot na hulle kar toe. Dan kry jy hier 10 sent, daar 5 sent. En dit was jou geld gewees. En die eerste ding wat jy koop by Kerkplein, daar was so 'n restaurant daar, is pie and gravy. Ja. Was dit nie een op die suidwestelike hoek nie? Hy was 'n ruk gelede was daar nog so 'n restaurant. Ja, man, binnekant in die restaurant nee, het jy nog daai, jy gooi dink 5 sent of 10 sent in, dan draai jy die ding en dan klik jy jou, dan kies jy jou liedjie. O ja. En dan speel hy. So jukebox, ja. Jukebox is. Nee, dit is wonderlik, maar ek dink daar's genoeg mense in Pretoria wat 'n nostalgie het. Ja. Weet en dis deel van die nostalgie hierdie. Ja. Om 'n ding te kry wat jy 30 of 40 jaar lank ken. En iemand ons het 'n plot hierso. Ons is in 'n gelukkige posisie. Die mense versamel goed. Hulle versamel mense wat weermag goed versamel flashes of hulle versamel pette of hulle versamel hoofdeksels of wat dit wil. Ja. Maar niemand het plek vir groter goed nie. Ons is gelukkig hier, ons het plek vir groot goed. Ja. Ons kan nou 'n ding hier kry. Almal word nie gerestoreer nie en mense verstaan dit ook nie. Hulle sê maar kyk jy het 'n verskillende skerpjaar hier. Dan sê ek vir jou ja, dis maar hy verstaan nie. Ja. As hy by my staan, is hy veilig. Yes. Hy kan nog steeds Hy gaan nie op die skrootmetaal. Niemand gaan met 'n werf vra. Niemand gaan Ja. om 'n skrootmetaal te vat Ja. nie. Dit is die belangrikste ding. So ons probeer om goed te kry. En die kry is die hoofsaak en dan moet hy gerestoreer word, dan moet hy uitgestal word en dan moet hy maar dis nogal belangrik om goed te kry voordat iemand met 'n angle grinder naby hom kom of voor hy by skrootmetaal uitkom. Dit is 'n uitdaging. Mense kan hulle jou kontak. Asseblief as mense enigiets, weet daar's sulke interessante goed wat rond staan op plase. Daar's weet enige ding wat enige iets met die weermag te doen gehad het. Of dit nou 'n kragopwekker is of dit mense trekkers gekry, jy het stootskrapers gekry. Die weermag het 'n geweldige klomp toerusting gebruik. So enige ding wat met die weermag te doen het, brandweerwaans. Ons het 'n paar ou brandweerwaans hier wat van militêre basisse af, van militêre vliegvelde afkom. Dis als goed wat te doen het met die weermag. So enige iets wat te doen gehad het met die konflik. Ons probeer om nie klein goedjies. Ek probeer om nie wapens. Ons lisensie wat ons het is vir goed van 12.5 mm boontoe. So ons versamel nie klein wapens. Ja. Maar enige groot ding wat groot is en in jou pad staan of wat mense van weet ons sal as hy na ons toe kom bewaar ons hom en ons sal hom uitstal. Nou kyk in my daan toe ek diensplig gedoen het, nee, altyd as ek Hotrots toe gaan daar in Pretoria Wes. En daai manne met daai V8s kom daar om net, dan dink ek aan my grens daar op my Pacha as daai manne met daai Mirages daar oorkom. Ja. Dink nou nie, sal dit nou nie mooi wees hier voor by die hek as iemand vir julle net 'n Mirage wil skenk. Daan Sandton is ene. Ek kon dit nie glo nie, hulle het hom silwer geverf. Hy is so mooi bo op 'n gebou daar in Greyston straat. Ek werkte ernstig in die Harvard Klub. Ek het Hoor, ja, Harvard ook, ja. Die Harvard Klub hier op Swartkop. Ja. Hulle is ons goed gesind en ek het nou die dag daar met die bevelvoerder gesels. Ek dink met 'n klein bietjie oortuiging ek dink hy's op die randjie om vir ons te sê ons kan 'n Harvard kry want hulle het 'n klompie Harvards en 'n paar van hulle vlieg baie goed, maar 'n paar van hulle moet nog gerestoreer word en dit lyk my dis so 5 jaar dis 30-40 jaar voor hulle almal aan die beurt gaan kom. En ons het 'n spesifieke plek hierso waar ons graag 'n Harvard wil sit. 'n Harvard se wonderlike plek. Ja, yes. Die idee is nie dat hy kan vlieg nie, die idee is jy restoreer hom en jy verf hom presies soos wat hy was. Presies, so wat die ouens opleiding gekry het. Ja, want en wat lekker is die vliegtye wat ek nie geweet het van 'n Harvard nie. Die Harvards met die gelyke nommers is in Afrikaans is al die skilderwerk gedoen op hulle. En die onewe nommers was in Engels. Hierdie een toevallig 'n gelyke nommer. So ek Afrikaans, jy weet, dis elke ding tegniese woorde is in Afrikaans. Ja, dis fantasties. Dit is baie mooi. En ek praat nou onder korreksie, maar ek dink 'n Mirage vlieënier moes eers gaan leer dit op 'n Harvard. Ja, hulle begin dan. Ja, om die basiese daai soos hierdie soeklig nou. Ja. Dis die bare basics. Ja.
en dan gaan jy na daai gesofistikeerde, Ja, hulle jy weet, het almal begin goede. met baie primitiewe vliegtuie en Habitat was 'n opleidingsvliegtuig Ja. geweest. Ons het van Noord-Amerika af gekry en dit is 'n opleidingsvliegtuig geweest en ek hoop regtig ons gaan uniek ons het om 'n raad te kry en natuurlik dan wat ek graag probeer doen. Ek probeer 'n bietjie die goed op die grens naboots. So ons het nou 'n ratel, maar 'n ratel het 'n T34 tank wat waarskynlik sy oppositie of 'n PT76, PT76 amfibiese tank. So ons het nou van hulle altyd hier en dit is lekker om die twee goed nou op te weeg en te sê maar hierdie item met gevegte hierdie item. Ja. So as ek nou 'n raad kry met ons ongelukkig Hoorie, maar- ook 'n mik moet kry, nee, want Ja. jy moet nou die twee goed hê, sê hierdie het gevegte en hierdie. Ek meen, daar was nou al 'n paar ouens afgrens toe gewees waar daar van daai mix in daai vel daar lê. Ja. Hulle moet net eene saam terugbring. Ja, so Maar hier dit- by Swartkop staan dan mos nou 'n klomp Mirages daar onder die dak. Hoekom kan hulle nie vir julle eene skenk nie? Nou dat jy dit Goed. Die bevelvoerder van Swartkops hier in Pretoria en Valhalla. Luister nou na ons pleidooi asseblief. Skenk vir hierdie ongelooflike, werklike, werksame museum vir ons een van daai Mirages. Asseblief. Ek dink so. Ja. En as 'n mik iewers ingegooi kan word. Ja. Behalwe dit dalk Julle het daar aan die oorkant, daar waar Tech Base is. Ek het gesien daar's baie store daarso. Wat is in daai store? daar is uit. Ben, as mense jou wil kontak, gee vir my asseblief jou kontakbesonderhede, jou selfoonnommer en jou e-posadres, want baie miskien is daar al mense in die buiteland wat kan help met daai koolstof stokkies. Ja. Ehm Ja, dis maklik, is 08244 62644 is my telefoonnommer en dat ek herhaal hom net weer vir my net mooi stadig. hy's 08244 en dan 626 en 'n 44 agterna. En my e-pos is ook 'n bietjie moeilik en verwarrend. Dis eintlik Benja, BENJA en dan minnaar. MENNAR @gmail.com. So hulle kan daai e-posadres gebruik of my selfoonnommer en dan enigiets wat hulle na ons kant toe wil laat kom, maar net die ondersteuning, net die mense wat moet kom en dit geniet. Hulle, Ja. Ek weet eintlik is dit die lekker ding is om Wanneer is julle volgende oop dag? Ons is eintlik elke naweek oop. Ons het nou vir die nuwe jaar het ons 'n klompie spesiale dae wat ons nou op ons kalender sal sit. Maar eintlik is ons elke Saterdag en Sondag nou oop van 8:00 die oggend tot 4:00 die middag. En dan Vrydag aande probeer ons nou sit ons die soeklig op en dan demonstreer ons die soeklig. Maar vir mense is baie welkom om oor naweke hier draai te kom maak en dan lekker te kom kuier. Henning, kom staan gou hier langs jou pa, asseblief. Nou ek het die voorreg gehad vroeër in die jaar vir die eerste keer in my lewe my eenheid onderhoud het nie hierdie gevegsvoertuie gehad nie. En dit was vir my 'n ongelooflike voorreg daai dag. Ek het so vinnig met jou pa gepraat daai oggend, maar hy was baie mense. En saam met jou in daai ratel gery. Dit was vir my 'n belewenis. Ek het nooit gedink in my lewe sou ek die voorreg gehad het om te kyk wat het daai ouens van 61 mek deurgemaak in daai voertuie nie. Nou, as julle belangstel asseblief, ons het hande nodig. Henning ken hierdie hele perseel soos die palm van sy hand. Kontak vir Ben en vra, jy weet dat hulle vir julle kan kontak en kan sê, hoorie, so wat se bydrae kan jy gee? En dan kom help hier asseblief. Dis net hoeveel 10 kilos net aan die kant Pretoria op die Pietersburgpad. Op die N1 op pad na Warmbad toe. Na Warmbad toe, ja. By die Walmansdal afrit. Dis Ja. eintlik die eerste groot afrit as jy by die N4 verbygaan. Ja. Dis werklik van Pretoria af is dit op die snelweg 10 minute se ry. Nou ek wil namens die veterane ook een onderhoudseenheid was my eenheid in Kimberley gewees vir julle baie dankie sê vir die voorreg en die herinneringe wat julle terugbring. Vanmiddag toe ek in daai Puma helikopter inklim ek meen ek kry trane in my oë as ek dink nie net die manne wat daai goed gevlieg het nie, maar ouens soos ons wat ook uit die basis uit weggevat was. Jy weet, om uit die basis uit te kom indien daar 'n aanval sou gewees het. Want ek meen ons het met gevaarlike goed in die basisse gesit. Dankie. Baie dankie.
Dit is 'n plesier en ek moet sê ons geniet elke oomblik hiervan, alhoewel dit 'n bietjie 'n moeilike dis 'n groot hap wat ons gehap het. Ja. Ons trek maar swaar na sweet 'n bietjie. Maar dit is werklik jy moet werk en ons geniet elke oomblik. As julle net die laaste vraag nie, as julle 'n donasie wil vra, goed, geld is altyd baie welkom. Wat sal julle onmiddellik graag wil doen? Ek glo daar's iemand wat iemand ken wat so bydra, hulle het die finansies, maar hulle sal dit graag vir so 'n tipe projek soos wat julle hierso het, wil gee of skenk. Hulle kan miskien ook net hulle naam dan sit hierdie gebou of wat ook al is geskenk deur so en so. Wat is julle onmiddellike krisis hierso by die plek? Ek dink as miskien drie goeters. Die een is ons het ons trein hier en dan het ons 'n lokomotief wat ons moet vervoer van Witbank van Greenside Colliery wat daar staan. Dis 'n 14 klas lokomotief, hy's in 1912 gemaak. Hy moet vervoer toe dit is Julle het 'n loubed nodig. Ons het 'n loubed ons sê 'n loubed is maar die loubed kos geld. Ja, ja. En dan ons droom is om my treintjie in die loop te kry. Jy weet dit is as 'n treintjie in die loop kry, dink ek is dit is eintlik deel van die historiese dit is deel van Pretoria, dit is deel van Pretoria se kultuur. Ja. Ons skuld dit vir Ons Pretoria. kinders het op daai ons het op daai ding Dis 'n gery. sonde. Ja, dis 'n sonde, Sonder dat ja. daai trein staan en hy loop nie. Ja. Jy weet iemand gaan eendag vir my vra wat het ek gedoen om my trein te laat loop en ek wil nie graag antwoord hê. Ja. So dit moet gedoen word. En dan natuurlik as ons gelukkig genoeg is en ons kom by Swartkop reg met die by die hawe om daai hawe te restoreer dat hy weer presies werk. Maar as ek een ding moet uitsonder is dit eintlik die Fortuin en Dal treintjie. Ja. Dit is iets wat van die 40 daai treintjie is gemaak in 1948 nê. Deur 'n Kimball familie. En hy het gery van die 60e jare deur die 70s, deur die 80s tot amper het seker amper 40 jaar. Was dit in Pretoria een van die goed wat elke kind gedoen het. Ja. So almal van ons. Ek weet Paul Ditford wat vir Raufoss Rail se stoom engines die meganiese onderhoud gedoen het daai stoom enginekie nog gerestoreer. Ja. Ek dink oom Paul is seker nou ook al baie oud. Ja, ek dink hulle is twee broers. Ja, hulle twee broers. Altyd was toe entoesiaste. Yes, Hulle nie baie met mekaar goed klaar. Was altyd van hulle hoogs entoesiasties. Op 'n manier. Ja. Hoorie maar baie dankie man, dit is 'n voorreg. Ja. So ons gaan nou vir die kyker wys as hierdie prinses haar juwele aan het. Haar diamant wat sy dra. Hoe lyk dit? Dis reg. En ek moet sê ek is trots op hom en hy is die ou wat eintlik ek sit by die huis en ek is afgetree. Hy ran nie so. Nee, ek kon sien daai dag met daai ratel daarso. Dit sal nou vir my ek sal wat wil gee om agter daai stuur te wees. Net om te voel wat het daai ouens. Kyk, ek het verskriklik baie films oor die grensoorlog. Wat bitter min mense al gesien het in hulle lewe. Ek gaan van dit vir julle skenk, 'n paar DVD's. Miskien moet ons dalk vir 'n skenker vra om 'n skerm hier op te sit en dan net 'n paar van daai goed te wys. Dit is hoe dit daar was. Ja. Was nie 'n Mickey Mouse, jy weet 'n wat noem jy, weet 'n speelveld nie. Ons het werklik oorlog daar gemaak, ja. Nee, en ek dink baie ouens het daar uitgekom met gewond vir hulle lewe. Ja. Hulle party van hulle self wat gepleeg, party van hulle is het onder 'n brug. Ja, dit's hartseer verhale. Ja. Wat en ek weet daar's baie goed te sê oor die grensoorlog. Maar ek dink éventueel moet iemand na die goed kyk. En die slegte ding is die weermag soos dit nou is, sy begroting is baie beperk en die weermag se museums probeer hulle uiterste bes om die goed wat hulle het te bewaar, maar daar's geen begroting vir nie. Die Panzermuseum in Bloemfontein, dit is 'n wonderlike versameling en hulle probeer uiters hard om dit uit te staan te bewaar. Maar daar's geen finansies vir dit. So ons kan nog die goed restoreer. Ons kan dit nog in 'n lopende toestand kry. Ja. Die tyd wat die weermag se museums groot geld kon bestee om 'n nuwe projek aan te pak en dan 'n voertuig weer aan die loop te kry. Daai tyd is verby. Ja. So as dit nie vir ons is, dan gaan die goed nie weer loop nie. Tuffies.
Nee, tree aan. Kom help Ja, stuur. los jou tree en kom tree. Ja, kom tree aan. Maar baie Ja. dankie, dis 'n voorreg om jou te gehad het en baie dankie dat ons jou onderhoud kon. So ons 'n voorreg om hier so te wees. Baie dankie Ben en jy vir jou ook Henne. Dankie. Lekker om jou weer te sien na hy laaste rit. Dis net werk as dit nie lekker is nie. So. Ja, nee, dit is. Maar die nostalgie is altyd Baie. ja, is baie. Maar ek waardeer baie dankie hoor. Dit is Goed. Ja, ons permit wat ons het, sê ons kan omskyn tussen hier op Vrydag aand. Ons Rekord uit. Nou rekord hy. Nou ek het nou vanmiddag iets baie interessant gehoor oor hierdie vliegtuig. Die vorige regering het hierdie vliegtuig baie gebruik. Dit is net voordat die groot Boeing so goed vervaardig was. En hierdie vliegtuig het 'n ongelooflike geskiedenis eintlik wat Joseph Savimbi ook insluit. En die vorige regering het hierdie vliegtuig ook gebruik om voorrade vir Joseph Savimbi te vat. Nou die hele vlerkgedeelte het blykbaar 'n staal wat in daai vlerk aan een loop. Onthou nou die vliegtuie is nie so modern soos wat dit in vandag se tyd is nie. En waar hierdie vliegtuig toe nou was, het hulle toe nou 'n keuse gehad of om die vlerke af te sny, uitmekaar uit te haal en dan die buik van die vliegtuig op 'n loubed hiernatoe te bring. Die koste sou nie so baie gewees het nie. Maar toe is daar besluit, as jy nou daai gedeelte wat die vlerk wat heeltemal aan mekaar is, dalk nou gaan sny, sal hierdie vliegtuig nooit weer kan vlieg nie. So die wonderlike ding is, op hierdie selfde perseel, daar waar die tanks en die goed staan, het hulle toe nou 'n aanloopbaan gebou vir hierdie vliegtuig. En die loodse het hierdie vliegtuig, seker nou die tegniese personeel, hierdie vliegtuig heeltemal vliegbaar gemaak. En toe het hulle hierdie selfde vliegtuig toe nou gevlieg, om net hier in die agterkant kom land, en toegedraai, dis waar sy vandag staan, by hierdie pragtige museum, so 10 km aan die kant Pretoria. Wat 'n ongelooflike verhaal. Saak maak nie. Sorry, gaan die reën nie nou saak maak nie. Hierdie is fyn. Hierdie is daar nie. Gaan hy nie? Nee, dit is maar net, as dit daar begin reën, dan sit ons maar net af. Maar Ja. ons moet, die mense is hier, ek moet. Ja, maar ek weet nou nie. Net 'n 10 minute kans. Is dit? Ja, maar moet nou nie jouself nou benadeel. Nee, hy verstaan van elektrisiteit, so hy... Ja, die glas is koud, die glas puur warm is, dan kom jy skielik water op, so die glas weer. Is dit? Maar mens kan nie glo nie, daai motor is al 84 jaar oud. Ja, Dat hy so loop nie. 84 jaar. Oorspronklik is sparkplug. Hier kan dit nie glo nie. En twee van sy sparkplugs is nog getraag op. My pa, wat hy is, sê jy vervang nie 'n ding met nuwe sparkplugs nie. Hy moet oud bly. So, maar was daar 3 breek en dan Dis ongelooflik. dan weer die porseleinpot die bo op daai porselein gedeelte. Ja. Traag het. Die shaft is nog reg. Ja, dan is my fokus gedoen. Ja, Wat is jou naam? Quentin. Quentin, hulle man. Rudy. dis die jongste broer. Hoe
stuur, sal hy goed môre klaarmaak. Okay. En dan volgende week as jy kans het en jy gaan soontoe, jou seun is daar, so ek gaan jou sy nommer ook stuur, dan kan jy hom net bel. Dan kan jy net optel, ja. Maar is ongelooflik om te dink, hy motor is 84 jaar oud. Is dit nie ongelooflik nie? En daai lig nie kan 10 kilometer ver skyn. 10 kilometer. En so het hulle die vliegtuie gesoek in die lug in die Tweede Wêreldoorlog. En dan het die ouens met die kanonne of die lugafweerkanonne die vliegtuie dan probeer afskiet. Hier is nou 'n paai weer hier by ons, so hulle gaan hom nou nie lank aanhou nie. Maar is dit nou nie ongelooflik dat hierdie ding van die Tweede Wêreldoorlog afkom? Kyk net daar so. Hy kom uit die Tweede Wêreldoorlog uit, kyk net. Kyk hoe lyk hy vlammetjie daar binnekant. Dan daar waar hy seun nou staan, jy kan hom so ronddraai. Kyk net daai straal. 800.000 kerskrag. Daar kan jy nou daai glasie daar sien, dis nou die koolstof nou brand binnekant by hier langs hom, ja, ons kan nader stel by die statore en verder stel, dis hoe ons die vlam beheer. Nou kyk net daai verskriklike lig daar binne. Ek wil nou nie die kamera daar sit nie. Maar daar kan jy die vlammetjie sien. So oplig. Kyk net daar. So kan hierdie lig, dit reën nou vanaand 'n bietjie hierso. Maar hy kan 10 kilometer ver skyn. Hierdie man wat agter die stuur is. Dis nog oorspronklik sy fanbelt wat daar is. Daai sparkplugs is nog oorspronklik. Kyk net daai arm wat hy nou daar deurgaan. Daarna sy waier toe. Alles oorspronklik. 84 jaar oud is hierdie engine. Nee, dit is tegnologie nie wat 'n mens nie
wat 'n mens eintlik beny. Moet ou nie daai ding draai, laat daai water hom nou nie. Kom ons vang hom uit. Hy daarom 'n klompie drains onder, kom ons draai hom onder. Ja, net omdat daai glas nou warm is dat hy nou nie kraak nie. Dis reg. Maar hierdie ek wil nou nie lank hier buite kan staan nie, maar hierdie komponente hierso moet ou dit nie toemaak. Ja, so ek sommer verduidelik. Die Ja. die hierso is die Geen okay. negatiewe Dis nou Henning se broer, dis nou Ben se ander seun. Quentin Minnar. Hierdie is jou negatiewe feed, jy kan hom gestel het daarso op outomaties of jy stel hom met die hand. En dan hier kon jy die positiewe die positiewe katode, die anode nou binne toe gestel het. En daar kon jy hom nou fyn verstel het. As jy hom op outomaties sit en dan kan jy hom hier fyn verstel. Ja. En dan loop hy later self. En dan hierso het jy sy liggies binne aan en af gesit. En hierso kon jy nou presies sien waar hoeveel jou ampere en jou volts was. En dan was daar ore gewees en 'n handverstelling Ja. op ander plekke gewees en dan het die persone wat hierso nou beheer het presies gesien waar hulle die lig moet skyn Ja. om reg op die vliegtuig te skyn. Yes, dis ongelooflik. Ja, 1941. 1941. Dis tegnologie buite 'n mense denke, moet ek sê. Quentin, julle baie dankie. Rudy, Ek dis 'n groot plesier.